Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle 'n woord te kan bring vandag. Ek hoop julle het elkeen 'n geseënde Paasfees gehad en ek wil graag vandag 'n bietjie stil staan oor Opstandingssondag wat plaasgevind het. Nou, môre sal ons weer aangaan met ons reeks oor hoekom sekere onderwerpe baie oor gepraat word en hartseer om te sê dat Vrydag maak ons klaar met hierdie reeks. Maar wat 'n wonderlike reeks. Ek het selfs baie geleer daaruit. Ek glo elkeen van julle ook. Reg. Nou wat ek graag met julle bietjie wil deel vandag is, ons almal weet Jesus het opgestaan. Want ek meen as Jesus nie opgestaan het nie, waar sou ons gewees het? Waar sou die wêreld gewees het? Maar dis juis hoekom ons vandag is waar ons is, my boetie en sissa, en dit is dat Jesus het opgestaan. Die belofte is gemaak dat hy gaan opstaan na die kruisiging en dis wat gebeur het. En met hierdie opstanding, my boetie en sissa, het 'n nuwe era saam met Jesus opgestaan. Die verlossing, die vrymaking van sonde en van alle dinge wat ons wou gevange hou, dit het agtergebly in die graf. Dit het agtergebly in die doderyk. Maar saam met Jesus Christus is vreugde en vrede, voorspoed, 'n nuwe toekoms het saam met Jesus opgestaan. Nou, kind van God, baie van ons het ongelukkig nog die neiging dat ons leef asof hierdie dinge saam met Jesus opgestaan het. Hierdie depressie, hierdie negativiteit en wat ook al om dit nog te kan noem. Maar my boetie en sissa, Jesus het opgestaan sonder hierdie dinge. Hoekom hou ons vas daaraan? Hoekom laat ons dit opstaan? Waar dit vergete is, waar dit verby is. Ons wil saam met Jesus Christus leef met 'n toekoms en 'n hoop. Nie met 'n toekoms van negativiteit of haat of bitterheid nie. Daai goed is in die doderyk. Dit is begrawe. Dit is goed wat ons nie nodig het om mee saam op te moes staan nie, my boetie en sissa. Maar weet jy, wat is daar ook, wat vir my nogal vang, en ek weet het vang vir baie mense, is dat dinge wat ons eintlik mee moet opstaan, daai dinge het in die graf agtergebly. Ons moet opstaan, met die wete, daar's 'n toekoms en daar's 'n hoop, daar's vreugde, daar's vrede, saam met Jesus Christus. Nou hoekom ruil ons die twee om? Hoekom laat ons toe, dat hartseer en bitterheid en negativiteit en mismoedigheid eerder saam met Jesus opgestaan het, as wat ons toelaat dat vreugde en vrede en voorspoed saam met Jesus Christus opgestaan het. My boetie en sissa, ons moet ophou leef, of vreugde en vrede nog steeds dood is, en ons moet ophou leef, asof negativiteit en hatigheid saam met Jesus opgestaan het. Dink julle daar is mense wat dink Jesus het nie opgestaan nie? Daar is mense. Maar Jesus hou nie daarvan dat ons nog in hierdie doderyk leef van dat hy nie opgestaan nie. Hoekom laat ons ook nog toe dat die dood ons oorheers? Die dood in ons lewens, die dood in ons gesondheid, in ons finansies. Ons geloof moet aan die volgende plek toe geneem word, my boetie en sissa. Ons moet geloof hê. Daar is soveel skrif wat wys, Jesus het opgestaan. Jesus het self vir sy 11 disippels gesê, terwyl hulle besig was om te eet, in Markus 16 vers 14, het hy vir hulle aangespreek. Hy het vir hulle gesê, hoekom is hulle swaarkoppig? Nadat hulle gehoor het, Jesus het opgestaan, maar nog steeds twyfel hulle. Ek meen selfs Thomas het getwyfel, hy het gesê, Here, ek wil eers sien, dat u het werklik opgestaan, ek wil die merke sien. So my boetie en sissa, dit is hierdie twee gedagtes wat ek graag by jou wil los vandag, dat ons hoef nie nog in die doderyk te leef nie, ons hoef nie te leef asof dinge dood is nie, want saam met Jesus het ons as 'n nuwe mens opgestaan om 'n toekoms en 'n hoop in te gaan, nie opgestaan om te moet in haat en bitterheid en in seer en in wat ook al 'n mens het nog kan noem, te leef nie. Kom ek bid vir ons. Vader, ek bid dat my boetie en sissa
'n vars nuwe aanraking sal vind deur U. Vader, ek bid, dat ons sal kan onderskei, wat is daar wat in die graf moet bly en wat is daar wat moet saam met Jesus opgestaan het. Laat ons aan vreugde en vrede en liefde en al hierdie vrug van die Gees werk, Here, dat dit kan wys in ons lewens, dat dit saam met Jesus opgestaan. As wat ons toelaat, dat haat en bitterheid en selfsug opgestaan het, wat nie hoort by 'n kind van God nie. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n baie mooi dag verder hê. Kyk mooi na julle self. Wees geseënd. Tot môre toe. Totsiens julle.